Okay. So, as ek net vinnig deur hierdie proses gaan hardloop, het ons nou alles oor gepraat, die 10 stappe. Jy sal sien, ons repeat hom weer 'n keer maar deur met elke kanaal. Alles is af, alles is gemute, alles is toe, alles is daar. Eerste stap, ek moet self besluit ek praat of ek met iemand om te praat. Ek sit my PFL knoppie in, unmute die channel, 1, 2, 1, 2, 3, 4, maak seker ek kry genoeg gain, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, hy is rondom 0, 1, 2, 3, 4, ek kan dan sommer op hierdie stadium al die gain ook lekker oopmaak, want ek weet waarmee ek gaan werk, daar so die compression. Stadig maak ek die kanaal, want ek weet waarmee ek gaan werk. Ek begin weer te boost, ek begin te sweep, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ek identifiseer iets wat ek nie van hou nie, ek elimineer dit, ek luister na die volgende frekwensie gerange, die lows, maak 'n bietjie minder, so 'n bietjie clarity daarso, en dan. Dit is so maklik. 15 sekondes. So maklik as jy weet. 2 bladsye. As jy Met 2 bladsye verduidelik net vir jou wat is die stap waarmee jy besig dit is. 300 keer gedoen het, Ja. 2 sekondes as jy dit So die groot deel kom eintlik maar op bladsy 2 in as jy kyk na hierdie deel wat ons hier gehad het. So, weer 'n keer. Ek verduidelik dit weer 'n keer. Jy kan dit self gaan lees. Wat doen ek? Ek boost en ek sweep. Ek maak dit meer dat ek kan hoor. Ek sweep om dit te kan kies wat is wat ek na luister. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ek reg weer gesweep, gaan ek weer terug, stadig. 1, 2, 3, 4, nou, hy praat, of sy sing, of wat ook al. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ek het die plek gekry waar werk nie lekker klink nie, en ek vat dit en ek sny dit. Hy was geboost. Kyk daarso, nee, as hy in die middel is. Kyk, dat ek sweep, soveel as ek wil, en jy hoor niks van ander nie. 1, 2, 1, 2. Want ek boost niks en ek kan niks. So ek boost, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ek identifiseer, ek sny hom. Van dan die volgende range, die lows, besluit ek wil boost of cut. En die highs is dan boost of cut. Die cut nie te veel nie, net 'n rapsie die daar op die ander te gee. Hierdie 4 knoppietjies is waar meeste mense net nie verstaan hoe om te doen. Dis eintlik die kruk. Maar die groot ding is, wat jy moet verstaan is dat daai 2 knoppies werk saam. Die ou borde jare terug het 'n high, 'n mid en 'n low part gehad. Dit is preset, jy kan niks verstel daarmee nie. Maar die ding is ook, jy kon amper nie so 'n mikrofoon gebruik nie, want as hulle hom aanskakels kry en jy kan nie die spesifieke frekwensie, die probleemfrekwensie is gaan uithaal nie. En met hierdie borde, super met reis kan jy at least dit doen. Okay. So, net om julle dan 'n bietjie verder te help ook, as jy nou verder alles los. Ek dink ons gaan nou maar nie vir die opleiding daarop nie. Maar jy sal sien wel met jou deeltjie wat sê vocals, how to mix vocals. En nog 'n bietjie terug. Daar's hy. Dit is daar. Nog 'n bietjie terug. Lekker doen. Nog 'n bietjie terug. Mixing vocals. Sorry. Nog 'n bietjie. Sorry man. Mixing vocals. Daar's is jou compressor settings vir jou vocal. Okay. So jy sien daar staan with start with the threshold. Wat is die threshold? Die threshold is waar jou compressor inskop. Wanneer jy begin kompres. Nee, gating maak oop. So, as ek kompres, ek druk iets af, maar as niks om af te druk nie, dan gaan hy nie inskop nie, okay? So, as die ou net tot hier praat en ek druk hom hier af, het hy geen effek nie. Maar as hy tot hier praat en ek druk hom verby daar, dan begin hy hom daar te keer. Dis die threshold, dis waar hy bepaal wanneer skop hy in. Die ratio waarvan hy praat is, dit is hoe hard squeeze hom af. Doen hy net 'n klein bietjie of flatline hom af. Dis die ratio wat jy kan instel hierso. Dit raak baie complicated en daar moet jy regtig baie tyd spandeer. Om myself te leer daar het ek letterlik ure gesit en series net gespeel. As ek 'n stuk kry waar iemand alleen sing en geluister wat is die effek daarvan. Maar ek het altyd 'n preset gehad waarvan ek begin werk en ouens wat my gehelp het. Dan sê hy vir my begin met 'n threshold van soveel, begin met 'n ratio van 4 tot 1 en gee jou gain 'n 2.5 gain setting by. En dit het my gehelp.
So ek moet sê vir julle wat nie nou 'n band gaan mix nie, dis nie nou sinvol vir my om julle te probeer leer hoe die ding werk nie. Maar kom ons stel hom nou in dat hy so effektief as moontlik werk vir spoken word en dan weet ons is 'n soort vir die toekoms. O, so daai een is verbind met hierdie. Ja, ek Daai ouetjie, yes, werk met hierdie ouetjie en julle kan hom uitprop en skuif na daai kanaal toe, as daai dominee preek en julle kan uithaal en skuif na die kanaal toe, die dominee preek. Ja. Dis so maklik soos dit. Ja, eintlik dan. Was hy nie meer die luidspreker daai boonste verander nie? Of gaan ons nog steeds dit ook? Jy het nie nodig om hierdie te gebruik op Ja, hom nie. nee, hierdie twee. Kyk ons gewoonlik. Nee, ekskuus nee, laat jy net nou hierdie verstaan. Hierdie is jou input kabel O, steeds. so dit ons nog steeds Ja. van. Hierdie kabel is wat ons noem 'n insert kabel, net dat jy net vir interessant hoe hy werk. Wat hy doen is hy vat die klank wat hier inkom, dan vat hy hom uit met die tippie, stuur hom deur daai hele ding en dan stuur hom terug met die ringetjie terug in die kanaal in. So die kompressor sit effektief nog voor hy die channel strip geraak het. Maar daar is mos nou 'n kompressor in die channel strip ook. Ja, maar ons het baie meer beheer want hierdie is 'n fancy kompressor versus Nou daai. sny en nou so daai en neem nou eintlik daai funksie oor. Ja, want dit is So as hy nou ingestel as dan ons. So ons sal hom instel net vir die twee spoken mikrofoon, die twee dimensie mikrofoon. Yes. Okay. Julle het, dit is 'n dual channel kompressor, so jy kan actually as ons nog so 'n kabel het, Ja, ons kan kan jy eintlik vir elke dominee. net nog enetjie bysit vir daai. Yes. Dan kan hulle permanent ingeprop bly. Okay. Maar goed, nou moet ons 6 settings. Ja, okay. Ons sal nou daar. Ek wil graag ja, ek wil eers gaan net die stelsel, ek moet uitfigure hoekom die stelsel nie reg klink. So, nie hoe haastig jy is nie. Ja, ek kom nog 'n bietjie bly. Okay. Dan sê jy sien daar is deur die ondervinding wat ek al deur die jare opgedoen het, het ek 'n paar spesifieke areas geïdentifiseer waar ek gewoonlik kan gaan fokus. Wanneer ek my vocals mix, wat is dit wat ek wil doen? Ek wil die rumble roll af. Wat is die rumble? Dis daai bottom end. Hoe het ek dit gedoen? Ek het die low boost, daai low cut het ek gaan indruk. Ek het alles wat die low rumble is uitgesny. Ek manage die proximity effect. Wat is die proximity effect? Dit is daai poppiness wat jy kry. Die PS. Poppiness. Dit gaan ek dis waarna ek wil luister. Ek wil die mid-range resonance. Dit is waar die body vir die stem lê. Dis wat ek wil mooi laat klink. Dis wat ek wil natuurlik laat klink. En ek wil die harshness manage. Met ander woorde, as dit te helder te bright is, wil ek dit bietjie dowwer maak. As dit is aan die ander kant toe ook wees, as dit te dof is, wil ek bietjie helderder maak. So, in julle geval, low pass filter met 'n vocal altyd aan. Maak skoon die bottom end. En jy gaan 'n kat Maar hê. miskien loop ons filters in daai grys. Right. Ja, dis hy is die low cut daarso. Julle kan nou nie bepaal waar dit sou wees, hoeveel dit gaan cut nie, maar op die groot mixers kan jy dit doen. As jy daar die volgende skiep, daai deeltjie kyk daarso waar staan more frequency effects. Hierso is wat die effek sal wees as jy 'n sekere frekwensie kan identifiseer. As jy nou min of meer gaan weet, hy sê daarso vir my 100, 500 en 8 kHz. So iewers tussen dat ek gaan bepaal waar lê 100 na 200. Dis daai upfrontness. 200, 500 na 800, dis jou muddiness area. Mud, daai wat ek uithaal elke keer. Onthou as ek vroeër gepraat oor die mud. 1 2 Daai klink na sal en dit is modder. Dis net ek kan nie deur die klank gebreek kom om my stem uit te kom nie. Dis mud. So wat wil ek doen? Ek wil die muddiness uithaal. 1 2 en dan is daar net so ek het deur die modder gebreek. Maak dit sin hoekom is daai term gebruik? Dis die muddiness waarvan ons praat. En dit lê rondom daai 250 na 800 Hz. So daar's net soveel volume in daai area dat dit die res oorweldig. Daai frekwensie, daar's twee redes daarvoor. Daai frekwensies in die saal en in die klankstelsel is baie meer prominent. As ek buitekant sou mix, sal ek moontlik daai wil bysit. Want daar's nie 'n saal wat dit Okay, so jy resoneer lekker saam met daai klanke. Ja, maar buite gaan klank dit weg. Dan wil ek daai upfront is wil ek inbring. Ek wil hê dit moet oral te hoorbaar wees, want daar's nie 'n saal wat dit vir my contain nie. So elke environment waar jy dit sou apply gaan verskil. Vir julle is dit makliker want jy is altyd in dieselfde spot. Maar wat jy moet weet is hitte styg. Julle het nou hierso nog ons uitdagings op warm dae. Ek kan dink hierdie dak is nie baie hoog nie.
Hierso bak hulle seker uit as jy hierso sit. Ja. Dis ook wel 'n En dan fan. waar 'n fan is. So nou het jy twee goeders wat teen jou tel. Hitte styg en klankgolwe trek. So kom daai klankgolwe en nou styg die hitte. Nou slaan al daai klankgolwe die helderheid van die klank teen die dak vas. So nou begin jy al jou helderheid te verloor want dit is 'n warm dag. As ouens wat 'n toets doen, hulle speel klank uit 'n speakertjie uit, vang dit op met 'n measurement mikrofoon. Vat hulle haardroër en stel hom onder. En soos hulle die haardroër se warm lug blaas, kan jy sien hoe begin al die helderheid van die klank te drop as hulle hom measure. So dis wat gebeur op 'n warm dag. Op 'n warm dag gaan dit anders klink hier binnekant as op 'n koue dag. Wat gebeur nou nog? Ons sit 'n klomp white noise by. Wat is white noise? White noise is net jou tipiese algemene lawaai. Die fan wat hier agter is, al die dakfans, die mense wat inkom. En wat doen white noise? White noise begin jou klank half uitkanselleer. So nou sit ons fans aan. Nou druk ons weer 'n keer die hitte af. Ons add white noise. Daar's klomp goeders wat in effek is. Dis hoe ek sê, ek kan nie aanneem dat die settings van laasweek was reg toe dit koud was nie. Volgende week reën dit. Dit is baie meer white Nou noise. raak dit verskriklik. Dit lawaai geweldig. So wat moet jy doen? Jy moet nou deur daai white noise breek met jou klank. Hoe gaan ek dit regkry? Ek gaan miskien bietjie meer van die upfrontness add. Ek gaan nog steeds dit cut, maar in plaas van om daar te cut waar ek nou is, gaan ek miskien net daar cut. Ek gaan nie boost nie, maar ek gaan miskien bietjie meer van daai helderheid bysit. Ek gaan nie daar nie. So elke week kan vir jou ander uitdagings gee. En die mense, hoeveelheid mense in die kerk? Absoluut. Mense add hitte. Mense absorbeer frekwensies. Daar's minder frekwensies wat bounce van die stoele af teen die dak vas. Alles word beïnvloed. Van mense meer effek jy op die verstaanbaarheid, die hoër gedeelte van die klank of van hulle meer op die laag gedeelte? Dis meestal die helderheid, die detail wat beïnvloed word, ja. So met ander woorde, as jy nou instel met leerkerk en jy gaan sit dit klomp mense in, Dan gaan dit dan gaan hy dalk nie so helder Ja. wees soos hy. Maar dit is gelukkig redelik maklik, want jy kan daar meestal net op die boonste pad gaan fokus. Jy kan hom bietjie helderder of bietjie dowwer maak. So wees net reg af voor, maar die ding is, moet nou weer nie keer, dis die luister, elke keer ek luister, dink, proses en act. Ek luister, ek proses, ek act. So ek moet nou ook onthou, nou wil ek spesifiek vir iets gaan luister. So ons nou praat ook daaroor, mense beïnvloed dit, klank klink beautiful, kerk sit vol, nou dink ek myself, okay, hier het baie mense ingekom, ek wonder hoe gaan dit beïnvloed. As hy begin praat, dan ek gaan onder toe, gaan luister, ek hoor dit is 'n bietjie dowwer, is nie so helder meer as dit was nie, en ek draai eenvoudig net die enkelpad, die boonste pad bietjie helder. So is 'n maklike manier om net ten minste daai te kan manage. Ek sal baie selde tydens 'n diens of tydens 'n band wat speel, enigstens aan die mid-range karre. Ek sal dit gewoonlik los. Maar ek sal baie maklik gou in die lows en die highs bietjie kan verstel. Want dit is 'n single pad. En hy gaan nie te sweep jy hoef nie te sweep en te soek nie, want jy weet wat die frekwensies waarby daar werk. So ja, presies dit. As daar mense inkom, kan jy miskien so 'n bietjie van die helderheid push. Later weet jy presies wat om te doen. As jy dit elke Sondag doen vir 'n jaar lank, weet jy, okay, hy klink so as die ou hier alleen praat, as die mense kom, moet ek 'n bietjie daar te stel. Jy figure dit later uit. Maar ten minste weet ons nou waarmee om te werk, waar kan ons gaan kyk waar ons daai verstellings wil maak. Okay. So verder aan repeat ek basies net die hele tyd dieselfde goeders vir jou met 'n bietjie tools wat jy kan gaan hou die boek naby. Hy sê vir jou daar's as jy ooit 'n klavier sou mix, wat se frekwensies doen, wat gee vir jou watter effek. 'n Akoestiese gitaar. Op die laaste bladsy ek dupliseer gewoonlik die goedjies 'n bietjie. Jy sal sien hierdie ene met die prentjie aan die kante. Dit is daai channel, daai 10 stappe met die prentjie langsaan. Jy kan dit uittrek en hierso 'n kopie hou, jy kan onthou hoe om dit te doen as jy wil. Maar hy repeat presies dieselfde ding daar vir jou. Hy verwys net na die ekstra komponente op die bord. En dan net vir interessantheid somme, as jy kyk na die heel laaste bladsy, dink jy dit mag op swart en wit wees. So jy sal ook begin sien daarso waar daar is gepraat van die groeperings van frekwensies. Kyk bo op die bladsy sê jy sien daar staan lows, low mids, high mids en highs. Nou kan ons begin sien waar lê sekere tipes instrumente of stemme, 'n soprano vocal
jy sien hy begin meer na die high mids toe hardloop as wat die alto sou wees of as die baritone sal wees. So ek kan myself voorstel in die boonste frekwensies, maar die timbre van sy stem dictate dat daai ou gaan meer in die bottom frekwensies hardloop. En dis waar meer verstelbaarheid gaan inbring. Ek kan nie aanneem dat my setting vir die mic vir die man stem, die baritone gaan dieselfde wees as die vrou se stem nie, want jy kan sien hy val in 'n hele ander kategorie van waar die frekwensie spektrum hardloop. Maak dit sin? Okay, so met ander woorde, hy was hier sopraan of Dit is die karakter van die stemspeet, as 'n helderheid. ja, nee, maar wat ek bedoel is, as iemand buite sy normale range sing, Ja. dan neem sy volume nogal af. Dis reg, dis waar. En jy wil hom nou help, want hy moet hy het nou die stuk om te sing. Yes. Maar jy wil hom nou help daar waar sy stem nie lekker is nie. Dan moet jy mos nou kan jy met die EQ om in daai gedeelte die boost. Yes, en dis wat ek nou gesê het, so nou sukkel hy bietjie om te sing en dit raak bietjie sagter. So wat gaan ek doen? Ek gaan 'n bietjie van die volume lig. Ek gaan hierdie